Hallo julle, dis 'n bietjie ander nuus in 'n nutshell. Deur Frisky Mariski. Ek weet julle almal of die mense van julle wat volg die chaos wat in die DRC aangaan, weet dat daar 'n handjievol van Suid-Afrikaanse soldate verlede week hulle lewe verloor het. Een van my followers en mense wat jy weet my volg op sosiale media het na my toe uitgereik en my vertel van hulle familie wat ook tydens hierdie onluste hulle lewe verloor het. So julle, dit is my die storie het my regtig aangeraak want dit was so bitter hartseer. Maar ten hulde blyk van die soldaat en hopelik kan die familie op 'n manier hulp kry, gaan ek nou gou sy storie vertel. So dis die storie van Pieter Strydom, 'n 34-jarige kok in die military of in ons, ek wil nou nie sê lugmag nie, julle weet maar Afrikaans sak partykeer. In elk geval, Strydom het in 2010 by die army aangesluit as 'n kok, waar hy gewerk het, hy het meestal in Kimberley gewerk, en eventueel het hy gesê hy wil graag deploy word en hy sal graag in Congo wil gaan werk. Hy moes eers vir sy training gaan, en julle, soos julle net kan imagine, daar's baie kinkels en goed, and we will get to that. Ek wil net eers fokus op die eerste deel. In elk geval, hy het verlede jaar September was die laaste keer wat hy sy vrou gesien het, en omtrent so 2 maande gelede het hy vir sy pa, sy vrou, sy familie gesê, hy sien nie meer kans vir dinge in Congo nie, dat dit verskriklik erg geword het, en dat hy bang is. Hy het selfs aansoek gedoen, of probeer aansoek doen, sodat hulle hom kan ontslaan van sy dienste daar, want hy het gesê, dit is nie goed vir sy gemoedstoestand nie, en. En ongelukkig, was daai versoek afgekeur. En fast track, verlede week, 24 Januarie, het hy en 4 ander van sy, ek wil sê kollegas, soldiers, is hulle deur 'n bom getref. En, die 4 van hulle is dadelik oorlede, en, julle, ek dink die mense verstaan partykeer, as joernaliste stories hoor, ons is nie net koue, bloedige mense nie, hierdie storie het my regtig om my hart geraak, So die pa het vir my vertel dat, die 4 ander soldate is dadelik dood, en sy seun is 'n rukkie later dood, en hy het homself doodgebloei. En dit is nou, nie lank nadat hy gesê het hoe bang hy is nie, en. Nog 'n hartverskeurende deel van die storie is dat, julle, die mense wil my nie op 'n bel nie, en ek wil julle net hierdie storie vertel, want anyways, nog 'n hartverskeurende deel van die storie is dat die soldaat se vrou, gaan word vanjaar 30 jaar oud, en op 30 is sy weduwee met 3 seuns. En sy vertel oor, hoe erg die kleintjie dit gevat het, en hoe hy nagmerries kry, en na sy pa roep. En die ding wat my in trane laat uitbars het, en dis nog altyd so snaaks, mense dink joernaliste het nie harte nie, ek het gesit en huil, toe ek die goed hoor. In elk geval, waar die oudste seun, op 'n stadium gevra het, wat het hulle as 'n gesin gedoen om dit te verdien? En wat het sy pa gedoen om in sulke manier, dood te gaan? Die oupa het gesê, net die manier hoe die oupa gesê het, hulle, toe die bomme begin val, op Vrydagoggend 10:00, toe hardloop hulle, of hulle probeer vlug, en hulle was op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Dis dieselfde oupa wat sê, sy seun het vir hom vertel, hoe die bankers nie behoorlik is nie, dit is uitgegrawe slote met tyres en sandsakke op. Hy het vertel dat hierdie seun vir hom gesê het, ons nie genoeg plek vir al die soldate en die bankers nie. Wanneer hulle hardloop om te hide, is dit first come, first serve.
En dan is daar baie ander issues wat ek definitief beoog om oor te skryf rakende die soldate en goeters waardeur hulle gaan en hoe hulle nie supported word nie. Maar ek sal, ek gaan julle vra, ondersteun bietjie my, gaan lees die storie, dit behoort al, teen die tyd wat hierdie video op YouTube is, behoort dit online te wees. Gaan soek die storie op, as jy môre Vrydag hierdie ding al gekyk het, koop 'n koerant. Maar ja, en dan iets wat net so erg is hoor na hierdie storie is, dat blykbaar is daar mobile mortuaries, okay, en die goed werk nie eers nie. So, hierdie soldate se lyke lê al vir 'n week daar. Die families gaan nie hierdie lyke terugkry nie, die families kan nie, hulle kan nie begrafnisse of memorials reël nie, want hulle kort doodsertifikate. Op die oomblik is die 2 stede, ek dink die een se naam was Gama of iets soos dit, en julle weet wat die ander se naam was dit Takkie of iets soos dit, en dan is oorgevat deur rebelle. Die mense sit en hulle treur en hulle familie is daar. En daar is absoluut niks wat hulle kan doen om antwoorde te kry nie. So ja, that's the long and the short of it. Ek gaan kyk of ek die interview wat ek telefonies gehou het, kan edit, dat julle dalk nie hoor hoe eilik of hoe vloek ek nie. En ek sal graag dit hierso post, en ek sal julle aanraai om dit te luister. Maar het was lank terug so seer, om ek wil nou nie sê 'n ou man nie, maar dink so dan, as die soldaat 35 is sy pa kom en sê going on 50s, maar om 'n volwasse man te hoor vertel, hoe gebroke hy is, hoe gebroke sy vrou is, hoe gebroke sy skoondogter is en die 3 seentjies, om te hoor dat die soldaat meer as een keer gesê het, hy's bang. Die feit dat hulle gesê het, daar is nie, die bankers is nie sufficient nie. En die woorde wat haar pa vir my gesê het, bly by my. My seun kon nog lewendig gewees het. Nee? Anyways, julle, dis in 'n nutshell met Friskie Mariski.